Vriende, ons gaan vandag, ek het gedink, dit gaan net vandag se boodskap wees, maar die Here het besluit dat dit vandag en volgende Sondag, kom ons noem dit nou maar reeksnaam sal wees. Ek het die week gehoor iemand sê, ek is mal oor my werk. Dis net vir my die gedeelte tussen daar aankom en om huis toe te gaan, wat vir my baie moeilik is. Ek wil vir jou vra, vir jou wat hier sit, hoe voel jy oor jou werk? En die wat afgetree is, julle tel nie. Okay. En ek wonder wanneer jy môreoggend moet wakker word, en jy dink aan die week wat voorlê, wat gebeur binne jou? Voel jy jou werk is net iets wat jy moet doen, sodat jy aan die einde van die maand darm 'n salaris kan kry? Voel jou werk vir jou dalk so bietjie soos 'n las? Is jy een van daai ouens wat leef van naweek tot naweek? Nee, maandag voel vir jou soos 'n berg, Vrydag voel vir jou soos 'n verlossing. Vir baie van ons is werk die manier waarop ons kos op die tafel sit, die manier hoe ons rekeninge betaal, ons kinders versorg, die ding wat maak dat ons lewe kan aangaan. Nee. Vir 'n klomp van ons is werk iets wat ek maar net moet doen. Daarom bid ek, as jy in een van daardie kategorieë val, dat vandag en ook volgende Sondag regtig vir jou tot groot waarde sal wees. Want die realiteit is, dat ons spandeer 'n ongelooflike groot deel van ons lewe by die werk. Besig met werk, of besig om te dink aan al die werk. Werk is nie net 'n klein deel van ons lewe nie. Groot. Dit beïnvloed, of jy dit nou wil weet of nie, beïnvloed jou werk, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, dit het 'n invloed op jou emosies, jou gedagtes, en dit vorm ook 'n deel van jou identiteit. Dink maar gou 'n oomblik daaraan, as jy iemand vir die eerste keer ontmoet, wat is een van die heel eerste vrae wat jy daai persoon vra? Ja, na dit, wat doen jy vir 'n lewe? Dit bepaal hoe dit met jou gaan, nee. Vir 'n klomp van ons bepaal dit wat ek doen vir 'n lewe, hoe dit met my gaan. Of wat 'n tyd van die jaar dit is, of nee. Maar is amper in 'n klomp mense se oë, dit wat jy doen, word eintlik maar wie jy is. Dit word die knooppunt van ons gesprekke. Dit word die ding wat ons eintlik of ooreen het met mekaar of eintlik glad nie. So ons werk het 'n groot invloed op my en jou lewe. Nou ons leef, meeste van ons, met eintlik twee verskillende tipe, noem dit nou maar bokse. Okay. Ons het 'n alledaagse boks en ons het 'n heilige boks. Die heilige boks is kerk toe gaan en Bybel lees en bid, aanbidding. Hierdie alledaagse boks, dis werk, my verantwoordelikhede by die huis, my kinders grootmaak, besigheid doen, dit alles kom daarin. En ons het hierdie idee dat God baie betrokke is by die heilige boks, die Sondagoggend boks, maar dat God nie regtig so betrokke is by Maandagoggend nie. Hy is meer geïnteresseerd in die heilige goed. Ons dink God en werk hoort nie eintlik by mekaar nie. God se betrokkenheid by my werk is eintlik baie klein. Alwaar God betrek is, dat ek sy gebooie daarom onderhou, dat ek nie steel nie, mense eerbaar hanteer, dat ek daarom my 10de betaal, nee, maar werk en God voel apart. Dis amper asof jou geloof
losgemaak word van jou verhouding met die Here, jou werk. Wanneer mense wel begin dink daaroor om die Here deel van jou werksplek te maak, dan doen ons dit op 'n baie vreemde manier. Okay. Dit is baie keer ongemaklik. Om die Here deel van ons werk te maak, beteken dat heel eers ons besigheid dalk 'n bietjie 'n Christelike naam moet gee. Soos ek 'n koffiewinkel het, dan noem ek dit Holy Grounds. Of 'n bakkery, dan noem ek dit jou daaglikse brood. Of as jy 'n loodgieter is jou besigheid se naam Lewende Water. Of 'n IT besigheid, dan noem jy dit Control Alt Belief, nee. Of ons dink ons moet goedjies doen soos onder elke e-pos moet ons daarom net sê Jesus groete. Of ons dink dat ons almal wat in ons besigheid betrokke is, so 'n bietjie moet evangeliseer. Byvoorbeeld, as jy aan iemand lewensversekering moet verkoop en jy klaar met hulle oor die premies gesels en oor die voordele, dan moet jy skielik vra, het jy darm versekering vir jou lewe na die dood? Want jy moet Jesus ken. So ons het eintlik twee ekstreme kante as dit by ons werk kom. En om God deel daarvan te maak. Aan die een kant, God en werk moenie meng nie. My geloof is my geloof en my werk is my werk. Of God is alles in my werk. En dit voel ongemaklik en geforseerd. Dit is een van daai twee goed. Die Bybel gee wel vir ons 'n hele ander prentjie as dit by ons werk kom. Om God by die werk te dien, beteken nie noodwendig my werksplek moet 'n klein kerkie begin word nie. Dit beteken ook nie dat God afwesig kan wees nie, want R.C. Sproul het gesê, daar is nie iets so sekulêre werk vir die gelowige nie. Ons hele lewe word voor die aangesig van God geleef. So ook jou werk, of jy dit wil hoor of nie, word voor die aangesig van God geleef. So my werk en God kan nie losgemaak word van mekaar. So as ek sê die Bybel skep vir ons 'n ander prentjie as dit by ons werk kom, hoe lyk daardie prentjie? Hoe voel die Here oor ons werk? Want die realiteit is, as ek vir 'n klomp van julle moet vra, sal een van ons eerste antwoorde wees, ons werk is eintlik 'n straf, nee. Ons gaan terug na Genesis 3 vers 19, waar die Here na die sondeval vir Adam sê, jou lewe lang tot aan die einde van jou dae sal jy met moeite werk om iets te kan hê om te eet. En ja, dit is waar dat na die sondeval het werk moeite geraak, daar het frustrasie gekom, sweet maar werk self was nie 'n straf van die sondeval nie. Want ons moet 'n bietjie voor dit gaan lees wat daar gebeur. So in Genesis 1, dan sien ek en jy eintlik iets baie interessant raak, en ek weet nie of jy dit al ooit gelees het nie. Maar een van die eerste goed wat ons in die Bybel van God sien, die eerste manier hoe ons God ontmoet, die eerste ding wat ek en jy van God in die Bybel raak sien, is nie dat hy 'n geneesheer is nie, dis nie dat hy 'n redder is nie, is dat hy wat doen? Hy werk. Die eerste ding wat God van homself aan my en jou openbaar, is 'n God wat skep, bou. 'n God wat werk. Genesis 2 vers 2 sê God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En op die 7de dag gerus van al sy werk. En dit is vir my baie interessant dat dit die eerste ding is wat die woord vir my en jou van God leer. Is dat hy mal is daaroor om te skep, te bou, mooi te maak. Dit stop nie daar nie, ons kan dink God het
ophou werk na die skepping, maar dan kom Jesus in Johannes 5 vers 17, dan sê hy, maar Jesus het teen hulle verweer, hy het gesê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. So Jesus wil kom sê, God het nie ophou werk toe die skepping skielik verby is nie. God het nog steeds aanhou werk, vandag nog. Hy's besig om te werk in my en jou lewe. Hy's besig om 'n koninkryk te bou, om te herstel wat gebreek het. En dan sê Jesus, maar ek doen dieselfde. Ek werk ook. Weet julle wat vir my nog meer interessant? En ek hoop dit is vir julle ook interessant. As ons aan Jesus dink in die Bybel, dan gaan ons gedagtes heel eerste na die Jesus wat gesterf het aan die kruis, né? As ek vir jou vra, jou prentjie van Jesus, Jesus het gesterf, en dan gaan ons dalk goed kan sê, soos, maar Jesus is die ou wat wonderwerke gedoen het, die een wat gepreek het, maar weet jy dat daai deel van Jesus se lewe eintlik die kleinste deel van sy lewe is? Die grootste deel van die Jesus wat ek en jy van lees in die woord, die grootste deel van sy lewe was hy 'n gewone werker. Hy was 'n timmerman, 'n houtwerker. Hy het met sy hande gewerk, waarskynlik tafels en stoele gemaak. Hy het mense gehelp om huise te bou. Vir 30 jaar lank is dit die prentjie van Jesus. En ons kyk net vas aan wonderwerke en preke. En weet jy wat die ergste in die Bybelse tyd was, om met jou hande te werk, om praktiese werk te doen, was nie iets om regtig oor trots te wees nie. In die Griek-Romeinse kultuur het hulle geglo dat om fisiese werk te doen eintlik minderwaardig was. Die belangrike ouens is die ouens wat vir hierdie mense werk gegee het. Dan was jy belangrik. Maar Jesus kies doelbewus om vir 'n groot deel van sy lewe 'n eenvoudige werker te wees. Hoekom? Dis omdat hy iets vir ons belangrik wil wys. Hy wil vir ons kom sê dat alle werk en enige werk het waarde. Werk is nie minder geestelik omdat dit 'n praktiese werk is nie. Jou werk is nie minder belangrik omdat dit nie op een of ander verhoog gebeur nie. Jou werk, wat ook al dit mag wees, het waarde en betekenis in God se oë. Want ek en jy sal hierdie idee hê dat groot en belangrike werke is dominees of onderwysers of wat dit is. Maar jou werk, net so eenvoudig soos jy dit mag dink dit is, het vir God net soveel waarde. Dink 'n oomblik daaraan, die seun van God het vir jare lank wakker geword, gereedskap opgetel, met hout gewerk, mense se bestellings klaar gemaak. En dit was nie vir God 'n minder belangrike tyd nie. Ek en jy sal dink, Jesus, dis nogal 'n mors van Jesus se tyd. Dink wat sou hy kon doen? Maar dit was deel van sy gehoorsaamheid aan sy Vader. Selfs daardie tyd van Jesus se lewe het saak gemaak. Dit beteken dat die werk wat jy doen, 'n boer, 'n sakeman, 'n ma by die huis, werker op 'n terrein, 'n student, dit alles maak vir die Here saak. En ek wil verder gaan eintlik om te sê, en ek wil hê jy moet dit mooi hoor vandag, jou werk is eintlik 'n geskenk van die Here. Prediker 2 vers 24, en hy skryf baie hieroor, sê dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Dan skryf hy, ek het gesien, dis 'n gawe, dis 'n geskenk uit die hand van God. Dit beteken jou werk
Dis nie net iets wat jy moet doen nie. Dis iets wat God vir jou gegee het, hoor jy, om te geniet. As 'n geskenk. Prediker 3 vers 13 sê, people should be happy to eat and drink. They should enjoy the work that they do. All these things are gifts from God. Dan gaan hy aan, Prediker 5 vers 19, waar hy sê, jou werk is 'n geskenk van God. Besef jy dit? En ons iets wat ek wil hê jy moet vandag onthou, en ons gaan volgende week dalk nog bietjie meer diepte hieroor gesels. Ons het gepraat daaroor dat God in Genesis 'n skepper is, wat vir 6 dae werk. Maar dan gebeur iets baie interessant. Hy maak die mens. En raai wat is die eerste goed wat hy doen toe hy die mens gemaak het? Hy gee vir hom 'n opdrag. En dit is vir my so interessant, hy verklaar nie sy liefde nie, hy sê die heel eerste ding wat ou Adam hoor is 'n opdrag. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en dit op te pas. So die Here maak vir Adam en dan sê hy vir Adam, jy moet hierdie tuin bewerk, jy moet hierdie tuin oppas. Die Engels sê dit goed, dit sê the Lord took the man and he put him in the Garden of Eden. God wanted the man to work in the garden and to take care of it. En weet julle wat nog meer ongelooflik hieroor is, dat toe God vir Adam maak, sit hy hom nie in 'n stad wat klaar voltooi is nie. God gee vir Adam en hy sit hom in 'n tuin en hy sê vir hom, hier's potensiaal. Hier's water, hier's sade, hier's bome, hier's plante, hier's diere. Dis wat ek vir jou gee. Jy moet dit bevorder. Dit moet vir jou tot voordeel wees. Jy moet dit ontwikkel. God sit hom nie daar en sê, ag, weet jy wat, loop maar net hier rond en geniet nie. God sê vir hom, werk, bewerk, pas op. God gee hom 'n doel. Die Bybel sê, die Here God het hom daar laat woon om dit te bewerk. En dan is dit hier waar ons reeks tema vandaan kom. Hierdie woordjie bewerk, of eintlik die woord verwerk in die Ou Testament oor die algemeen, is die Hebreëse woord avodah. En hierdie woord avodah beteken eerstens om te werk. Maar dan is hier iets ongelooflik. Hierdie woordjie avodah beteken ook diens, om te dien. En dan hier is die ding wat die Here hierdie week op my hart kom lê het, om vandag vir jou te sê. En dit, erfdelers, as jy vandag dit hoor, moet dit jou werkslewe verander. Die woordjie avodah beteken ook aanbidding. Een woord met al 3 hierdie betekenisse. So wanneer jy werk, sê eintlik my werk is my aanbidding. Weet jy dat in die Bybelse tyd was daar nie 2 verskillende woorde vir aanbidding en vir werk nie? Want daar het nooit 'n onderskeid bestaan nie. Dit is nie soos ons vandag gemaak het om ons werk in hierdie boksie te sit en ons geestelike lewe in hierdie boksie te sit nie. Dit het nie bestaan nie. Jou werk was gesien as 'n manier hoe jy God aanbid. So as die Here vir ou Adam sê, jy moet hierdie tuin bewerk, dan sê die Here eintlik vir hom, Adam, die manier hoe jy dit gaan doen is 'n manier hoe jy my gaan aanbid. Jy aanbid my nie net deur musiek nie, jy aanbid my nie net deur stilte nie, jy aanbid my nie net deur die geestelike goed nie. Jy aanbid my deur hoe jy die plante versorg, na die diere kyk, hoe jy jou hande vuil maak. Dis 'n manier hoe jy my aanbid.
En dit mag vir jou vreemd klink vandag. En jy mag vir my vra, regtig? Is dit aanbidding om by 'n restaurant kos te bedien? Ja. Is dit aanbidding om as 'n prokureur 'n kontrak op te stel? Ja. Is dit aanbidding as 'n onderwyser 'n klas leer of 'n ma haar kind se doeke moet omruil een na die ander? Ja. Dit maak nie saak wat jy doen nie, of jy 'n sakeman is, 'n algemene werker, 'n bestuurder by een of ander groot maatskappy, of jy net iemand is wat by die huis werk. Dit alles is aanbidding. Hier is die sin wat jy vandag moet hoor, wat ek bid die verskil gaan maak. Aanbidding gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan oor hoekom jy dit doen en vir wie jy dit doen. Ek gaan dit weer sê. Aanbidding gaan nie net oor wat jy doen nie, maar hoekom jy dit doen en vir wie jy dit doen. In Kolossense, ons wandelteks, beskryf dit vir my die mooiste. Kolossense 3 sê, moenie net werk om deur mense raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart en uit eerbied vir wie? Die Here. Wat julle ook al doen, ook werk, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Aanbidding gaan nie oor wat jy doen nie, maar vir wie jy dit doen. Soos van harte vir die Here. Paulus sê, jou werk gaan nie net oor 'n baas of 'n salaris nie. En ja, ons almal het mense aan wie ons moet rapporteer en ons almal het verantwoordelikhede, ons almal het rekeninge om te betaal, ons het kollegas en kliënte en take. Maar Paulus help ons om te besef, weet jy wat? Dit gaan eintlik oor iets dieper. Want agter elke ding wat jy by jou werk doen, hoorie, staan die Here self. Elke ding wat jy doen, het 'n groter waarheid. Jy werk eintlik vir die Here. Dan sê hy, ons doen dit van harte. Hierdie woordjie van harte, so oorspronklike woord beteken uit jou siel uit. Dit beteken jy gee jou beste, jy werk met integriteit en eerlikheid en toewyding. En ja, ek weet, jou baas en jou kliënte en die maatskappy, hulle gaan die voordeel trek. En dis wat ons baie keer woedend maak, is dat ek werk my alie af en ander mense baat daarbey. En dan het jy nie verstaan en gehoor wat Paulus vir ons sê nie. Want hy sê jy werk uiteindelik vir Christus. Dis die gehoor. Hulle pluk die vrugte. Wanneer ek vir Christus werk, beteken dit dat selfs die eenvoudigste taakie het betekenis. En as ek dit besef word, my werk nie net iets wat ek oorleef nie, my werk word 'n manier hoe ek God kan aanbid. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, wat ook al julle doen, of jy eet of drink, of wat ook al jy doen, sê hy weer, werk, doen alles tot eer van die Here. Avoda, jou werk, is ook jou aanbidding. En jou lesenaar kan 'n plek word van aanbidding. Jou voertuig, jou kombuis, jou kantoor, jou werkswinkel, jou klaskamer, die sportveld, die lande, kan plekke word waar ek God eer. In die manier hoe ek leef en werk.
Martin Luther het 'n ongelooflike aanhaling, en as jy als vergeet het wat ek gesê het, is hierdie die ding wat ek wil hê jy vandag moet onthou. The maid who sweeps her kitchen is doing the will of God just as much as the monk who prays. Not because she may sing a Christian hymn as she sweeps, but because God loves clean floors. The Christian shoemaker does his Christian duty not by putting little crosses on the shoes, but by making good shoes. Because God is interested in good craftsmanship. Die bediende wat jou kombuis vee, doen die wil van God net soveel soos die dominee wat preek op 'n Sondag. Nie omdat sy Christelike liedjies sing terwyl sy dit doen nie, maar omdat sy in dit God eer. Want sy doen dit van harte. Vriende, ek wil hê jy moet vandag hoor, dit gaan nie oor hoe geestelik jou werk is of lyk nie. Dit gaan oor hoe jy jou werk doen en vir wie jy dit doen. ‘n Dominee se werk is nie meer belangriker as 'n skoonmaker of 'n maase nie. Want ons almal aanbid God deur dit wat ons doen. Nie maar daar Christelike liedjies speel nie, nie omdat jou Bybel oop lê op jou tafel nie, maar omdat jy as kind van God met 'n ander manier en 'n ander hart werk. Ek hoop jy hoor vandag, jou werk is nie net 'n manier om 'n salaris te kry. Dis 'n manier om God te aanbid. Party mense dink, eendag as ek ophou werk het, dan sal ek vir God werk. Ek hoop jy weet, daar waar jy nou is jy eintlik klaar besig om dit te doen. En ons gaan volgende week gesels oor hoe lyk dit prakties. Ja, God roep party mense tot 'n voltydse bediening, maar jou werk waar jy is jou sendingveld. Ek dink dit is vandag belangrik dat ek en jy 'n oomblik sal stil staan en net so bietjie reflekteer oor my eie lewe. Ek wil vir jou vra, jy moet 'n oomblik dink, hoe sien jy jou werk op hierdie stadium? Is jou werk net vir jou 'n las? Wens jy net vir die naweek? Of besef jy dat jou werk is 'n vorm van aanbidding? Wat beteken dit vandag om die beste te gee in dit wat jy doen? Ek wil afsluit om te sê, ek is jammer om jou in te lig, maar jou werk gaan nie skielik môreoggend verander nie. Die dominee het so mooi oor werk gepreek. Jy gaan nog steeds na dieselfde baas toe, dieselfde kliënte, daai e-pos gaan nog steeds daar wees. Die kinders by die skool gaan nog steeds al jou aandag vra. Jou werk gaan nie môre verander nie. Maar jy kan verander. Jou hart kan verander. Jou perspektief kan verander. Jy kan môre instap om te sê, ek werk nie net vir hierdie mense nie. Ek werk eintlik vir die Here. As jy dit ten diepste begin glo, word selfs die eenvoudigste goedjies in jou werk heilig. Dan besef jy, alles wat ek doen, is 'n manier hoe ek God aanbid. Avodah.
werk, diens, aanbidding, selfde woord. So moenie 2 boksies hê nie. Weet vandag, as jy hier uitstap, ek het 1. En al van my lewe is daar. God ook. Gaan aanbid die Here in die eenvoudige goed wat jy môre by die werk moet doen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vandag net weer kan hoor dat my werk eintlik 'n manier is hoe ek U kan aanbid. Dat ek maak nie saak wat se werk doen nie, ek staan eintlik in U diens. En ek bid, Here, dat U ons harte sal verander. Ons perspektief sal verander. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.